reg is. Hebreërs hoofstuk 1. Ek lees net weer vir jou vir konteks skrifverwysing wat ek laasweek gebruik het, en ek is op hierdie mission saam met die span om ons koppe net in daai spasie te kry waar ons dink wat ons dink wanneer ons oor God dink. Gaan dit maar al. Ons dink wat ons dink wanneer ons oor God dink. Dit wil my voorkom asof baie mense net 'n verdraaide beeld het van wie God is, en ek en jy as Nuwe Testament gelowiges, as ons verstaan dat wat ek glo bepaal hoe ek lewe, dan moet ek so nou en dan kyk na wat glo ek, wat hoor ander wanneer ek bid, wat hoor ander wanneer ek gesels. En daar het hierdie radikale skuif gekom in hoe God met die mens interaksie gehad het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Ek het in ons eerste boodskap in die reeks nadien toe gebruik ek die voorbeeld dat 'n prediker 'n Ou Testament voorbeeld gebruik oor pyn in Jakob se lewe, waar die engel hom op die heup slaan, en hy gebruik toe die analogie as 'n leerstellige voorbeeld, wat absoluut skriftuurlik verkeerd is. Want skrif interpreteer skrif, konteks maak saak en oorspronklike taal maak saak. Jy kan nie 'n geïsoleerde insident waar God deur 'n engel iemand op die heup slaan, veroorsaak dat hy mank is om rebrand van Jagof bedrieër na Israel my beminde toe. Jy kan nie daai vat en sê dat God gaan jou breek voor hy jou bless nie. Jy lieg, want dit is nie die natuur van God wat in Christus gedemonstreer het nie. Kan ons as 'n familie net, dit maak nie saak wat wie daar buite dink nie. As Gustaf jou deur die genade van die Here net kan help om by 'n plek te kom in jou lewe waar jy weet dat die verhale in die Ou Testament is vir ons voordeel, ons leer daaruit, maar daar het 'n radikale skuif gekom toe Jesus op die toneel verskyn, en hy deel anders met my en met jou as individue as wat hy met Moses en Jagob en almal gedeel het. Ek kan alwyn praat en nie weer. Ja, ek dink is 'n goeie, dankie Guillaume. Die realiteit is, hulle het nommer 1 nie skoon gewas deur die bloed van Jesus nie. Nommer 2, hulle het nie die inwonende Heilige Gees gehad soos ek en jy nie. Die Heilige Gees was soms teenwoordig, het hulle bonatuurlik bemagtig, and we say, the Holy Spirit was upon them, but you and I, we have the Spirit within us. Dis net so 'n bietjie vir agtergrond. So kom ek lees vir jou Hebreërs 1. Ek lees weer uit die Amplified, dit verdra my asseblief in liefde. As jy nie 'n Amplified het nie, dan moet ek nou ongelukkig ook vir jou sê, ek weet nie of jy hemel toe kan gaan nie. Ek dink dis 'n prerequisite. Nee, I'm just kidding you, man. In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke to us of old, to our forefathers and by the prophets. So, in die tyd voorheen, het God met ons gepraat deur die profete. Ek dink jou Afrikaanse ou vertaling sê, deur die profete en die wet. Maar, in hierdie laaste dae, sê vers 2, as my geheue my reg dien, het God met ons gepraat deur die Seun. En ek en jy weet, hy verwys daarna Jesus toe. So as God 'n verklaring maak in hierdie genade dispensasie waarin ons lewe, dan kyk ek na, wie is Jesus, wat doen hy, wat sê hy, hoe lewe hy, en sy lewe is 'n verklaring vir my. Because he spoke to us through the law and the prophets, but now in these last days, he's spoken through us through his Son, whom he appointed heir and lawful owner of all things, also by and through whom he created the worlds and the reaches of space and the ages of time. He made and produced, built, operated and arranged them in order. Hoe? Deur Christus, wat die agent was ook in die skepingsverhaal. Vers 3, he is the sole expression of the glory of God, the light being, the outraying or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image, tselem, copy, phantom of God. Nature upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by his mighty word of power, when he had by offering himself accomplished our cleansing of sins and riddance of guilt, and he sat down at the right hand of the divine majesty on high.
Ja, daar is 'n hele preek op sy eie. As jy wonder of Jesus in paniek rondskarrel om my en jou te help in ons krisisse, net gou so 'n bietjie op 'n syspoor. Kan ek jou herinner wat sê die woord? Doen Jesus op hierdie oomblik. As jy dink Jesus is paniekerig oor jou lewe en jou omstandighede, ontspan. Hy het dit onder beheer. Hy het dit so onder beheer dat die woord sê hierdie is wat hy op die oomblik doen. En as ek en jy paniekerig raak, al wat hy jou en my deur sy Heilige Gees wil herinner is, it's finished. I conquered sin, I conquered death, I conquered sickness, it's finished. Jesus hardloop nie paniekerig rondom my en jou lewe nie. As ek vandag die woord pa gebruik, dan is ek baie sensitief daaroor, want die counseling ministry het my in daai spasie waar ek besef dat jou ervaring van jou pa is so uniek soos ons standpunt. So ek probeer sensitief wees daarvoor, want man, ek het nou die dag my dad begrawe. Ek is self nog sensitief om die woord pa te gebruik. Ek verlang diep na hom. My hele lewensruimte is vol remindertjies van dad. So as ek praat van pa, dan is ek baie sensitief, maar ek wil 'n natuurlike, tasbare voorbeeld gebruik om 'n geestelike waarheid tuis te bring. So as jy my sal verdra, as jou pa ervaring nie wonderlik is nie, dan wil ek sommer vir jou sê, ek is jammer daaroor. Ek is sensitief daaroor. Dalk is almal wat hier sit, het amazing pa's en pa ervarings gehad. Dalk luister daar iemand vanmôre hier, en as ek die woord pa gebruik, en soos praat van daai ou wat my mishandel het toe hy onder die invloed was. As julle my verstaan, so ek is genuine sensitief daaroor. Ek was bevoorreg om in my opinie die mees wonderlike pa te hê wat 'n seun kan hê. Ek kan jou ure besig hou rondom die mooi goed van hom. So as jy my 'n oomblik verdra, gaan ek so 'n bietjie goed van hom mention. Ek kan ook nie met jou rondom God as ons pa praat sonder om ook maar 'n bietjie van my eie ervaring te vat nie. So as jy so 'n bietjie van my parenting goed ook sal verdra, gaan ek ook dit as 'n voorbeeld gebruik. Een van die redes hoekom baie pastore doctrine preek is dat jy kan jouself losmaak net en jy preek net die leerstelling, Derek. Maar ek wil nou probeer vanmôre om leerstellige goed met eie ervaring te ondersteun, sodat ons hier net 'n diep hartervaring kan hê, want in die ontdekking van God se natuurstoffel dink ek is nodig dat ons weet, God is my pa. Sonder om disrespectful te wees en daar's 'n kwaliteit wat daai verhouding wat ek en jy met God as ons pa figuur het, wat inspoel in my lewe in, en dit maak net my lewe anderster. Ek het julle jare terug vertel, my pa het sulke slogans gehad. Dan maak hy papiertjies nikkel en hy slaps hom on the fridge and on the mirror and on the microwave. And there was a extended period where the acronym was DMV. Afrikaans acronym. En dan kuier ons dankie my vader. Just slap that acronym all over the show. DMV. Dan sit jy by hom en kuier en sê DMV. Nou sit. Dankie my vader. Dan sit ons aan die etenstafel, Tarin, dan moet hy bid. Ons het vleis gebraai. Dis Saterdagmiddag, hierdie klein rosies het nadat oupa hulle gedeer het hulle chilies geëet daar. Hy klein rooi mix, wat is 'n chili? So is nou van ek het gehoop hulle sal nooit weer daarna stout wees nie, maar daai goed het toe nou nie die hel uit hulle uitgebrand nie. Hulle was daarna weer stout. Verskoon daai kanseltaal. Dan sit oupa Hans aan daai tafel. En dan sê hy, niks anders nie. Ons wag laat hy bid vir die kos. My agterkop sê as jy styk laat lê dan word die ding taai, eet hom terwyl hy warm is. Dan begin oupa dan sê, dankie my vader. Okay dad, gaan aan. Salome, dankie my vader. Ag my genade. In die derde keer as hy sê, Cassie, dankie my vader. As ek sit diep in die knoppie in my keel. Want dan ervaar jy,
Vader neem kennis van wat nou hier gebeur. Ja. Daar's min goed so wonderlik soos hierdie, as wat jou meisiekind vir jou sê, oupa, jou dogter nou. Want jy weet, as jy nou graduate as 'n pa, dan gaan jy 'n oupa word. So I'm writing my final exams, soos wat daai klein liefie groei, en daai, wat sê gesegde van jou? Dis 'n mensie in my pensie. Soos wat die mensie in haar pensie groei, is ek besig om in social status te klim, en as sy een van die dae so ou maggietjie het, dan gaan jy kan vandag nog wonder, gaan ek 'n oupa wees? Oor 'n paar maande gaan jy na Ronay kyk, dan gaan jy sê, Gustaf gaan 'n oupa wees. There will be no doubt about it. Mensie in my pensie. Ja, wat 'n pa ervaring. Alles was nie altyd lekker maanskyn en rose nie. Daar was tye ook wat ek vir haar kwaad was. Maar dan maak ek op. Dan bak ek vir haar pink flapjacks. Good, tough. As julle my verdra, hierdie is my kids. Daar is niks groter, daar's niks waarop ek meer kan trots wees, net as hierdie. Nommer 1, dat my kinders uit genade, en ek dis nie jou kind nie, die Here weet, as jy 'n uitdaging het in parenting, bid ek vir jou. Ek praat van my, ek is baie bevoorreg om my 3 kinders hier te hê. Baie bevoorreg dat hulle die Here dien. Involved is in die koninkryk. Ek het lank roosterkoeke gemaak. Maar ek het soms so rof met hulle gewerk. Hulle het rough edges, hulle was nooit almal presies dieselfde size nie. Diwan begin by Henry kuier, en ek hoor toe, dat as hy by sy skoonfamilie kuier, aanstaande skoonfamilie, dan maak die rakker daar roosterkoek, maar as hy by my is, dan moet ek dit doen. So ek, nee. Woensdag maak hy roosterkoek, maar ek sê vir jou, perfek. Soveel dat ek gaan nooit weer roosterkoek maak as hy naby is nie, want ek gaan skaam kry oor myne. Dis soos Checkers roosterkoek versus Woolies roosterkoek. Dat, as jy nou wonder, hy flip hulle so. En hy sal vir jou sê, alles was nie roosterkoek daar gewees nie. Ek weet hoe dit voel as jy die foon antwoord en sien sy naam, en die eerste woorde sê, Dad? Daai rakker, ek en hy is saam na 'n funksie toe. Nou recent. Ek sê vir hom, wat is die dresscode? En hy is toe nou eers nikkerig. Ek gooi nou nie hier, ek demonstreer die krag van die krag van die invloed van 'n pa-figuur. Hy besluit nee, hy gaan casual aantrek. Ek trek aan wat ek besluit het ek trek aan. Button shirt, fancy skoene, nie sneakers soos wat die meeste van julle. Ek loop 'n paar Vans stikkend. Ek is gelukkig in Vans. Colleen en ek sien hom. So, as jy nou anderster gaan aantrek, ek gaan nou nie dial down nie. Ouma Petro het my geleer, you dress a cut above the rest, end of story. Ek is in die yskas besig, hy staan by my, ek draai hom, ek loop weg. My hemp is bietjie sakkerig, ek dink ek gaan hom verander. Nou loop ek en soek tussen die strykgoed en die... Ek kom terug in die kombuis, toe hy gaan opdres. Toe lyk hy soos $1 miljoen. En hy ryk soos $2 miljoen. Hy dra goed wat pa is jaloers dat ek nie dit dra nie, hy dit dra, want nou kan 2 van ons kan nie dieselfde goed dra nie. Hy lyk soos, hy dra skoene wat net op extra special occasions uitkom. Hoekom? Want in sy seunkop het hy seker besluit, wel as dad opdres, dan moet ek ook nou maar opdres. Pa het ongelooflike invloed in 'n kind se lewe. En die geestelike beginsel is net so waar, as ons God nie as ons pa figuur kan meer relate nie,
dan bly ons skaam. Jy sien, sondaars word nie vry nie. Slawe word nie vry in die koninkryk van God as jy na Jesus en na God die Vader kyk nie. Weet jy wat word met sondaars? Wat gebeur met slawe? Hulle word kinders. Slaves becomes sons. They don't become free men. They become sons. Henriette glo dat die Here het die hele neighborhood se katte gestuur om dat sy persoonlik na hulle kan kyk. Hulle raak voor op die waar is 'n probleem so nou en dan. Ek gaan nou na 'n skrifverwysing of toe gaan net om hierdie goed mooi te anker. Daar was so 'n paar keer nou hier so klein rakkery, net so groot. Dan's daar van 'n werpsel wat bietjie groter is. Wat noem jy ja? Chickie, die voorby waar een wat in die huis. Die ander een het die snaakste naam wat ek in my lewe gehoor het, Skittish. En dan's daar Bontes, maar hierdie klein tomcat sneek deesdae in die huis in. As hy nie vroeg genoeg kos kry nie. Een keer nou sit ons en eet en hy hardloop soos 'n weerlig uit in my kantoor in verwarring. Henriette is daarin, hy's weer by haar voete verby. Steeg hy af, gaan sit saam met die res van die bende hier agter in die erf. Toe sy die deur oopmaak, Lenet, toe sit die chommy net daar, saam met die ander. Voorregte. Die straatkatte word gevoer. Wie stem saam dis 'n voorreg? Maar die realiteit is, hulle het voorregte, maar hulle het nie kindstatus nie. Jy sien, daar's 'n ander 4 voet in daai huis. So. Ek het vanoggend vir haar gesê, jy moet asseblief leer Afrikaans praat, dat ek alles weet wat in daai hartjie en koppie van jou aangaan. Want alhoewel sy ook gevoer word, geniet sy iets wat daai klein katjie nie geniet nie. She gets to lie in my arm, under my blanket. Sy het kindstatus gekry. Die woord sê in Galasiërs 4 vers 6, dat hy het die wat onder die wet was vrygemaak van die wet, en hy het ons kinders gemaak. Is dit nie amazing dat hy vrymaking onder 'n oppressive stelsel vat en dan maak hy ons kinders van God nie. Die woord leer my en jou in Romeine 8 vers 15 en ek wil graag hê net saam met my na hom toe blaai vir 'n sekonde, want dis een van daai chapters wat net so vol woordwaarhede is. As jy nou ooit moeite doen om 'n hoofstuk uit jou kop uit te leer, Romeine 8 is daai hoofstuk. Weet net wat sê Romeine 8 vers 15. For the spirit which you have received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption. The spirit, en dis nou wat die Amplified sê, the spirit producing sonship, in the bliss of which, hoorie, in die excitement van, as hierdie Heilige Gees in my hart werk, en sy Heilige Gees sê vir my, jy's kind, in the bliss of this, we cry out, Abba Father. Ja, daar was tye toe hy klein was, dan sit sy op my lap, dan vat sy my gesig so, dan draai sy my gesig so, dan kyk sy my so, dan bok sy my gesig so half in. Awesome oomblikke. Dan was daar oomblikke wat ek vir haar wou sê, Poplap, jy moet die Here dankie sê, jou pa het goed tot bekering gekom, want jy tender nou vir 'n pak sla. Ek het jou net nou na daai 3 kinders toe gevat. Maar om vir jou adoption net mooi hier te ondersteun. Andrei message my in die week. Hallo pa. Ek kyk om Vrydag aand aan die etenstafel.
en hy het net soveel seën in my hart as wat my eie kinders is. Sonder om 'n individu uit te sonder. Want jy sien, hierdie is die beginsel wat ek so blood, son. Spirit, son. Weet jy wat is die amazing, en nou gaan ek vir jou 'n voorbeeld gebruik wat jy gaan sê, seriously. Want wat ek vir jou wil illustreer is, dat ons groei in ons ervaring en in ons oortuiging as seuns. Alex en Mona kuier by ons maandag aand. Ek maak 'n beest van 'n pot curry en rys. En ek kyk na hom, Derek, en hy sit daai bak en hy eet daai curry en rys. En ek love it, want hy geniet dit. Weet jy wat was beter as hom wat daar sit en daai bak leeg eet, toe hy die tweede een skep en hom leeg eet. Wat het gebeur? He's growing in his experience of, I'm a son in this house. Geen disrespek. Hy het nie gevra, may I get a second portion nie. Die dad figure het gesê, skep nog. Ek wil hê daar met ouens vanmôre in hierdie plek hoor, dat God oor jou sê, have another portion. Have another portion. Enjoy a little more of the privileges. Want jy's toe nou nie net straatkat wat so nou en dan die voorreg het om te eet van pa se tafel af nie. You can be close to his heart and hear his heartbeat. Man! Jesus sê, weet julle nie dat as julle die Vader gesien het, het julle my gesien nie. As jy saam met my gou sal blaai, Matteus hoofstuk 6 toe. Ek gaan as jy saam blaai Matteus 6 toe, ek gaan daar lees. Ek wil jou net gou iets quoteer van die Italiaanse profeet in die Bybel. Wie weet wat is sy naam? Het julle nie geweet daar is 'n profeet in die Bybel wat Italiaans is nie? Regtig nie. Sy naam is Malachi. Seker. Is the Italian Malachi. He made it the pasta. Malachi vir die boere dan asseblief. Maleagi. Matthew 6. Maleagi sê, ek quote hom net, jy kan na die skrif verwys, is Maleagi 4:6, as jy dalk later net hier 'n snapshot wat vat. Maleagi profeteer en na hom is daar 400 jaar stilte voordat Johannes op die toneel verskyn. So is die laaste profeet wat iets sê oor God se hart voordat Jesus mens word. En hy maak 'n stelling wat ons nou op 'n paar maniere kan interpreteer, maar as ek kyk na dit wat Jesus kom demonstreer het oor God die Vader en sy natuur as pa, dan verstaan ek dat toe Maleagi profeteer het hy iets gesien, maar nie die volheid verstaan nie. Hy sê, in those days God will turn the hearts of the fathers to the hearts of the sons and the hearts of the disobedient sons to the hearts of the father. Hy praat van 'n rekonsiliasie van verhoudings. En toe ek dit lees in die week, toe besef ek daar's iets dieper en meer as net natuurlike verhoudings. Want in Maleagi se beperkte begrip sien hy God as 'n vaderfiguur, hy sien die mensdom as kindersfigure en hy sien 'n rekonsiliasie in 'n vader-kind tipe verhouding raak. En hy profeteer dat hy sê, in those days God will turn the hearts of the fathers to the hearts of the... Maak dit sin vir julle? Daai was vir my vars. Ek het al baie oor daai skrif gepreek, en hierdie week is net so, ai my genade. Matthew 6 gaan ek nou na toe gaan. Henk maak die opmerking
Sondag aand. Hy sê, dis vir hom amazing dat toe ek nou praat oor God die Vader wat sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, toe Jesus gedoop word in die Jordaan, dat by Sinaï praat God uit die wolk uit en die volk is bang, hulle hardloop weg, hulle stuur vir Moses en sê, gaan praat jy met God. Waar in die Nuwe Testament, toe die seun op die toneel is, toe God sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, toe is niemand bang en niemand hardloop weg nie. Hulle soos, dis wat Johannes nou net geprofeteer het. Dit was 'n mooi opmerking daai. Matteus hoofstuk 6. Look at the birds of the air. Vers 26, ekskuus. Matteus 6 vers 26. Look at the birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not much worth than they? And who of you by worrying and being anxious can add on 1 unit of measure or cubit to his stature or to the span of his life? And why should you be anxious about clothes? Consider the lilies of the field and learn thoroughly how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, Solomon in all his magnificence was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and green and tomorrow is tossed into the furnace, will he not much more surely clothe you, O you of little faith? Vers 32. For the Gentiles wish for and crave and diligently seek all these things. And your heavenly Father knows well that you need them all. If you feel like a slave, you don't need a fresh revelation that He's your Father. And if you feel that you know Him as a Father, I need to remind you that you will never feel like a slave again. Jordan Peterson sê, sons have this responsibility to grow in their understanding of life, because one day they will be at their father's funeral. And if they have grown in this understanding, they will realize that they need to take over the role of fathering. Take over the role of fathering. As ek vir jou 'n lysie maak van die goed wat ek in genade as 'n aardse pa reg gedoen het, moet ek sê, prys God, hy het my stupidity verreken toe hy my 'n pa maak. Hy het geweet wat gaan ek kort, waar gaan ek kort kom. God weet meer as almal. It takes a village to raise a man. Ek kan jou 'n baie langer lys maak van goed wat ek verkeerd gedoen het as pa. En weet jy wat is dit wat my kinders nog steeds na 'n plek toe vat waar hulle 'n betekenisvolle lewe kan lewe? Presies dit wat met my en jou gebeur. Wat ons uit die slawehuis uitgehaal het en ons vandat na 'n plek toe waar ons sê, ons is kinders van God. Selfde faktor, genade. Lorraine sê eendag, hierdie kinders gaan my mal maak, ek het besluit, ek gaan net nie meer kyk as hulle op die speelraam speel nie, ek gaan eerder my stoel
omdraai, met my rug na hulle toe sit, want ek sal 'n senuwee wrak wees as ek hulle aanhoudend moet dophou. Wie weet dat God doen dit nie? Hy kyk na al daai manne waar is wat ek en jy op die jungle gym van die lewe aanvang, en hy sê, nog steeds vir my en jou. Moenie bekommerd wees, kyk na die mossies, soos wat ek vir hulle sorg, en ek vir jou sorg. Kan ek en jy net 'n oomblik hier sit vanmôre en sê, Here, ek verstaan dalk nie in my intellek die omvang hiervan nie, maar sal U iets in my hart wakker maak, dat ek kan verstaan, dat U is my Pa. Ek het 'n skrifverwysing of 2 gelos, net terwille van tyd. Ek mention net hierdie een. Ek het gedink ek het hom neergeskryf, ek het nie. Die woord sê, die Gees van sy Seun in ons harte uitgestort en daardeur roep ons Abba Vader. Korintiërs skrifverwysing. Kan ek nie vanmôre net sê, Here, ongeag waar jy is, op watter spektrum van kindskap jy is, there is always opportunity to grow. As Divan op 'n Sondagoggend voordat ek kerk toe kom, in my yskas in is, dink jy ek sal offended voel? As daar braaivleis, leftover braaivleis was, sal ek sê, hey, jy het my braaivleis geëet. Maar hy weet ook van beter, hy sal dit nie net doen nie. So as die wat dit doen, geen probleem. Wat dink jy gaan gebeur as Alex by die voordeur instap en hy maak die yskas oop? Will I be offended? Nee. As die buurman hier van die parkeerterrein, as hy instap en hy help homself, gaan ek die honde op hom sit. En my kind gaan hom byt. In die Achilles. Ek praat van Tinkerbell, nie van die van die, ja. Die van byt net styk, hy byt die mense nie. The relationship determines the experience. En kan ek en jy net sê, Here, ek wil my kind ervaring. I have to elevate my childhood experience. Kom ons sluit ons oomblik, Here. Ons kan nie in ons natuurlike taal die ervaring van natuurlike vaderskap eers omskryf nie. Maar ons is in daai bevoorregte posisie waar genade ons na daai plek toe wil lei waar ons verstaan dat U is my Pa, U is my Vader. Thank you for pouring out the spirit of sonship in our hearts. And I can confess, you're a good, good Father. It's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. It shapes our identity. It gives us boldness. It gives us freedom. It gives us peace. I can rest in this divine truth that my Heavenly Father cares for me deeply. Hoe kan ek vandag hier sit en die woord sê, hoe sal julle aardse vaders wat goed doen vir julle kinders, hoeveel te meer dan ek, julle hemelse Vader, hoeveel te meer. Vanmôre kan ons sê, Here, sommer net so in die eenvoud van ons menslikheid kan ons sê, ons het uit straatkat status uitgestap. Want U sorg mos vir almal daar buite, maar hulle bly net straatkatte. Ag Here, ons het Tinkerbell privileges. We have grown into this glorious truth that He is my Father. And in this season, we know that your word says in Romans 8 that the whole earth earnestly and expectantly waits for the revelation of the sons of God. Here, dit moet sigbaar wees dat ons het 'n kindmentaliteit. Hy is my Pa en ek is sy kind. En daarom is ek vir niks bang nie. Here, hoeveel meer as ek wat so
feilbaar, vol foute is. As ek so voorbarig was vir jare, Here, om vir my kinders te sê, never fear when Daddy's near. How much more you, O God? May my voice be the voice of the prophet for every weary ear. May I speak over every troubled heart and mind and say to you, speak to you, prophesy over you, never fear, your dad is near. Never fear, your dad is near. I pray that you help us, Lord, to grasp this and to live by this. I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen.